Vandag sê ons gesels oor sielskos by die strand. Ons lees in Johannes 21 vanaf vers 12 tot 14, kom ons lees saam. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. As die kos is op die tafel, breakfast is gereed. Die oorspronklike vertaling sê letterlik, breakfast, kom eet. En die een van die disippels het gewaag om te vra, wie is u? Want hulle wis dat dit die Here was. Jesus het hulle begin bedien. So sien hulle die wondmerke in sy hande. Hy het hulle al 2 maal tevore besoek, toe hulle agter toe deure gesluit was. Ek sou graag die disippels besig wou vind met bemoedigende, opbouende gesprekke, om mekaar aan te spoor oor alles wat hulle tydens hulle reis met Jesus gesien en gehoor het. Gesprekke soos, ek is die weg, die waarheid en die lewe, breek die tempel af met verwysing na homself, en ek sal dit in 3 dae weer herstel. Wie in my glo, het die ewige lewe, ek is die lewe en die opstanding. Hulle het gesien en beleef dat mense uit die dood opgestaan het, byvoorbeeld Lazarus, Jesus se geliefde vriend. Ek gaan nog vir julle 'n plek te berei en sal weer kom om julle soontoe te neem. Dit is maar net weer 'n bewys dat ons verwagtings nie ontmoet word nie. Kry ons 'n klomp vreesagtige disippels bymekaar wat agter geslote deure wegkruip. Dit blyk of alles saam met Jesus op absoluut niks uitgeloop het nie. Dalk het hulle verwag dat Jesus as 'n militêre leier die Romeine se heerskappy sou breek. Nou is hy dood. By nie een van Jesus se verskynsels hoor ons iets hiervan nie. Net 'n vreesagtige klomp mense. Ons hoor wel dat Thomas, toe hy Jesus se wonde sien, sy verklaring maak, my Here en my God. Hy assosieer Jesus se wonde met sy heerskappy. Dit maak Jesus die lam van God, die wonde. Wonde van 'n lewende Jesus verklaar hom as heerser en koning. Nie goeie leringe het teologie nie. Jesus vind sy disippels waar hulle nou vis vang. Petrus was die een wat voorgestel het dat hulle maar terugkeer na hulle vorige werk. In kerktaal, hulle het teruggeval. Is dit moontlik, julle? Na alles wat hulle gesien en gehoor het oor die 3 jaar saam met Jesus en 2 verskynings van Jesus as die verreëse Christus. Hier bedien Jesus hulle met 'n breakfast, sodat hulle weer sy wonde in 'n lewendige Jesus kan sien. Hy moes egter weer soos met van sy disippels se eerste volg my met 'n groot visvangs hulle aandag trek. Veral Petrus. Kom ons kyk daarna. Hulle antwoord op sy vraag, het julle breakfast? Ons het heel nag gewerk, sê hulle. En ons het geen resultate nie. Hoor nou Jesus se respons. Gooi die net aan die regterkant van die boot. Nee julle, hoe kan die breedte van 'n skuit die verskil maak? Enige visser wat heel nag gewerk het, sal dit as 'n grap of as belaglik beskou. En tog, 153 visse gehoorsaam Jesus se stem en swem in die net. Om Petrus se net te spaar, moes Jesus 'n klomp ander visse wegkeer. By Petrus se roeping het Jesus in dieselfde omgewing gesê, gooi julle nette meervoud in die water. Hulle het toe hulle net enkelvoud ingegooi en 'n klomp visse gevang, as betaling miskien vir die gebruik van Petrus se boot. Kom ons hoor dit gou. Alles wat Jesus vir ons gedoen het, of nog gaan doen, is in die oortreffende trap. Ek en jy beperk hom. In die tuin van Eden sê God vir Adam, van al die bome kan jy vrylik eet, behalwe van die boom in die middel van die tuin. Dit was die Satan wat die woord vrylik uitgehaal het. Hy sê jy kan nie te gelukkig wees, of te vry wees, of te geseënd wees nie. Dis hy wat jou leer, jy is maar net 'n mens. Jy kan nie maar net 'n mens wees as jy Jesus Christus ontmoet het nie. Nee,
Jy is 'n nuwe mens in Christus. Nou terug by die visvangs en by die breekvis. Petrus, wie naak was, spring oorboord en besef hy kan nie meer op die water loop nie. Jesus, die spreker by hierdie mannekamp en geleentheid, wil eers breakfast op die strand geniet. Let op dat Jesus dikwels gevra het vir kos en dan 'n gesprek en ook nou na sy opstanding. Dis asof hy sê, julle het die mens in die moeilikheid ingeëet, nou eet ons julle daaruit. Van die mooiste en wonderlikste gebeure julle was tydens maaltye met Jesus. Geen wonder hy sê, ek is by jou deur en ek klop, om net eenvoudig saam in te kom en saam met jou te eet. Sielskos te gee en ook te ontvang wat jy ook al kan bied. Hier is nou 'n klomp manne. Hulle is ondigter, hulle is teleurgesteld, hulle is verward, in die steek gelaat. Dis nie vreemde emosies vir ons nie. Ons stryd tussen hierdie wêreld en sy mense wat nie ons verwagtinge ontmoet nie. Ons word teleurgestel in die huwelik, in die werkplek, in die kerk, in die politiek, in ons verhoudings en ook selfs in ons liggame. Christus sê, kom eet en drink, want ek is die brood en die water van die lewe. Jy sal nooit weer honger of dors kry nie. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U ons mislukkings 'n sukses maak. Help ons Heilige Gees om gehoorsaam te reageer teenoor Christus se heerskappy en sy leiding in ons lewe. Amen.